Hallo almal, is julle reg om julle breine bietjie te oefen vir die NBT-eksamen? Wel, moenie bekommerd wees nie, want vandag gaan ons 'n superprettige vasvraag doen om alles weer te onthou. Ons gaan kyk na habitatte en interafhanklikheid. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Reg, so hoe werk hierdie ding? Dis baie maklik. Ek gaan 'n vraagie vra, dan gee ek jou 'n oomblik om lekker diep te dink en dan wys ek die antwoord en ons gesels daaroor. Dis 'n groot manier om te sien wat al reeds in daai slim koppe van julle vassit. So, is julle gereed? Kom ons begin. Goed, hier begin ons, ronde 1. En dit gaan alles oor habitatte en oorlewing. Ons gaan bietjie kyk na wat 'n habitat is en wat alles nodig is om daar te kan bly lewe. Hier kom die eerste vraag. OK, vraag nommer 1. Wat presies is 'n habitat? Dink gou. Dis eintlik 'n fancy woord vir 'n plant of 'n dier se huis. Het jy al 'n antwoord? Kom ons kyk. Ja, dis die plek waar 'n plant en of dier natuurlik voorkom. So nes jy 'n huis het, het 'n leeu in die wildtuin of 'n vis in die see ook 'n spesiale huis in die natuur. Dis sy habitat. Reg, volgende vraag. Vir enige iets om in sy habitat te oorleef, is daar 4 baie belangrike dinge wat daai habitat moet hê. Kan jy aan al 4 dink? Ek gee jou 'n wenk. Dink aan wat jy nodig het om te lewe. Het jy hulle? Kom ons kyk. Kos, water, suurstof en veiligheid. Natuurlik, sonder hierdie 4 goed kan absoluut niks oorleef nie. En onthou, veiligheid beteken 'n plekjie om weg te kruip as daar gevaar is. OK, so ons weet daar's habitatte op land, maar wat van in die water? Daar's 2 hoofsoorte, akwatiese of dan nou waterhabitatte. Kan jy hulle noem? Dink so daaraan. Die een proe soos die see en die ander een is die water in 'n dam. Het jy dit? Jep, dis soutwaterhabitatte soos die see en varswaterhabitatte soos ons damme en riviere. Mooi so. Nou vir 'n slim vraag. Daar is sekere plante wat amper soos 'n kameel is. Hulle stoor water vir later. Watter tipe plant stoor water in sy blare en stengels sodat hy in superdroë plekke kan oorleef? Dink aan daai plante met die lekker dik rubberagtige blare. Jy dit, dis vetplante. Hulle is so slim aangepas om in die moeilikste, droogste habitatte te kan oorleef. Goed, terug na die land toe. Watter habitat word gekenmerk deur, wel, baie gras en amper geen bome nie? Die reën val gewoonlik net in die somer. Dis waar jy leeu's, sebras en springbokke sal kry. Het jy dit al? Natuurlik, dis die grasveldhabitatte. Maklik, né? Hierdie een is superduper belangrik. Wat is die verskil tussen 'n inheemse spesies en 'n indringerspesies? Dink daaraan so. Inheems is die ou wat nog altyd hier gebly het. Hy hoort hier. 'n Indringer is soos 'n boelie wat van 'n ander plek af kom, oorneem en al die ander ouens se kos opeet. Kom ons kyk gou. Presies. 'n Inheemse spesies is van hier, soos ons springbok. 'n Indringer kom van iewers anders, soos 'n bloekomboom. En omdat hy geen natuurlike vyande hier het nie, versprei hy soos 'n veldbrand en veroorsaak allerlei probleme. So, as ons nou praat van daai bloekomboom, wat is die groot probleem met hom? Hoekom is hy sulke slegte nuus vir ons eie inheemse plante? Dink, wat het alle plante nodig om te lewe? Dis reg, water. En hierdie boom, o jene, hy is dors. Die bloekomboom drink letterlik al die water uit die grond uit. En wat gebeur dan? Daar's niks oor vir ons mooi fynbos en ander inheemse plante nie en hulle kan nie oorleef nie. Sjoe, julle is slim. Ronde 1 is verby en julle het briljant gedoen. Nou vir ronde 2. En ons gaan gesels oor 'n baie groot woord. Is julle reg hiervoor? Die woord is interafhanklikheid. Klink ingewikkeld, né? Maar is glad nie. Dit beteken maar net hoe al die lewende goedjies mekaar nodig het. Kom ons begin. Reg, so kom ons takkel daai woord sommer dadelik. Wat beteken interafhanklikheid? Dink aan die woordjie afhanklik daarin. As jy van iemand afhanklik is, het jy hulle nodig, né? Wel, dis presies dit. Dis wanneer lewende dinge op mekaar staat maak. Hulle het mekaar nodig om te oorleef. In die natuur is niemand 'n one-man show nie, almal werk saam in 'n span. OK, verbeeld jou 'n klein plantjie wat op 'n groot boom groei. Daai groot boom is soos 'n vriendelike reus wat vir die klein plantjie 'n huisie gee. Wat noem ons daardie groot boom? Hy is die gasheerplant, presies. Die gasheerplant gee vir die ander plantjie 'n plek om te bly, kos, water en beskerming. Dis nou goeie vriende. Plante het 'n probleem. Hulle kan nie rondloop nie. So hoe plant hulle nuwe babaplantjies ver weg? Hulle kort 'n taxi. En raai wie's die taksies? Die diere.
So hoekom het plante diere nodig om hul sade te versprei? Wel, 'n bobbebiaan eet 'n lekker vrug en later, wanneer hy iewers anders badkamer toe gaan, dan plant hy die saadjie op 'n splinternuwe plek. So, die diere help die plante om te versprei. Reg, hier's 'n raaiseltjie. Ek is klein, ek gons en ek vlieg van blom tot blom. Ek help die blomme om babas te maak in die vorm van vrugte en sade. Wat is ek? Of eerder, watse tipe dier is ek? Jy het dit. Ek is 'n bestuiver. En die bekendste een is natuurlik die by. Sonder hulle sou ons nie baie vrugte gehad het nie. OK, so die bye en ander bestuivers doen al hierdie belangrike werk. Maar hulle doen dit nie verniet nie. Hoe betaal die plant hulle vir hul harde werk? Watse lekker beloning kry hulle? Dis iets soets en lekker. Dis nektar. Jep, die plant maak 'n soet suikeragtige drankie, nektar. En dis die bestuiver se beloning. Almal wen. Hierdie is 'n bietjie van 'n grillerige vraag, maar dis baie belangrik. Wat gebeur as 'n dier of 'n plant doodgaan? Dit lê mos nie net vir altyd daar nie. Wie is die natuur se opruim- en herwinningsspan? Wat noem ons hulle? Hulle is die ontbinders, dis reg. Hulle breek al die dooie goed af en sit al die voedingsstowwe, die chemikalieë soos koolstof, weer terug in die grond. So hulle is soos die natuur se herwinnaars. Amper klaar. Laaste vraag. Kan jy dink aan 'n voorbeeld van twee verskillende diere wat mekaar help, soos beste maatjies in die natuur? Dink gou. Hier is twee van my gunstelinge. Kyk net hier. Die bosluisvoël wat op die buffel se rug sit. Hy eet al daai nare jikkerige bosluise. So, die voël kry 'n gratis maaltyd en die buffel kry 'n gratis skoonmaakdiens. En dan natuurlik almal ken vir Nemo, die narvis wat tussen die see-anemoon se tentakels bly. Die anemoon beskerm hom en geen ander vis waag dit om naby te kom nie. Hoe cool is dit? En dit, my slim vriende, is die einde van ons vasvra. Julle het fantasties gedoen. Ek hoop dit het alles so 'n bietjie duideliker gemaak. As jy net twee goed moet onthou, onthou hierdie. 1. 'n Habitat is 'n lewende ding se huis. En 2. Alles in daardie huis, die plante, die diere, alles, het mekaar nodig om te oorleef. Dis interafhanklikheid. Baie sterkte met julle leerwerk vir die eksamen. Julle gaan dit rock. En net voor ek groet, los ek julle met 'n laaste gedagte. Volgende keer as jy buite speel, kyk 'n bietjie mooi rond. Watter indringerplante of diere kan jy naby jou eie huis sien? Dis nogal interessant as 'n mens begin oplet. Totsiens almal.